die uiteinde, die boodskap is Jesus. Die boodskap is Jesus, maar ons het nêrens gehoor van Jesus en Jona nie. Nee, ons het wel gehoor, Jesus praat van Jona en Jesus plaas hom in Jona in. En ek en jy moet dit ook so sien. Die boodskap is eintlik Jesus. Jona 1 vers 2 lees ons, maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. En hier in hierdie woorde hoor ek en jy oordeel, maar eintlik is God se hart genade, reg? Ons weet mos hoe speel die storie uit. Wie van julle weet hoe speel die storie uit? Dis soos, ek het klaar die fliek gekyk, ek weet wat gebeur. Wie van julle het Jona deurgelees? Nog nie. Wie van julle nog nie deurgelees nie? Ok, ek herinner julle om Jona te lees. 8 minute. Jan, 8 minute. Laat jou vrou dit vir jou lees, ok? 8 minute en jy's deur hom. So maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe, spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. So kom ek praat 'n bietjie met julle oor Ninive. Wie Ninive was en waarom Ninive so 'n belangrike stad is na die Here soontoe vir Jona stuur. Ninive was die hoofstad van die Assiriese Ryk. Nou die Assiriese Ryk was soos Amerika vandag is, né? Is as hulle praat moet almal maar nou luister. Is maar nou net hoe dit is. En hierdie Ninive was 'n enorme stad. Dit was een van die grootste stede van die tyd en dit het baie geld en baie invloed gehad. Dit het 'n groot weermag gehad en hulle was ongenaakbaar wreed met hulle vyande. Hulle het mense maklik doodgemaak op 'n tikkie. As jy met hulle 'n vyand was, dan het hulle jou doodgemaak. So okay, het julle die konteks daar? So ek wil net jou vir 'n oomblik in Jona se skoene sit. Hoe dink julle het Jona dit beleef? Hoe dink julle het beleef dat die Here vir Jona na Ninive toe stuur? Hoe dink jy sou ek en jy dit beleef? Nou, hoorie, ek kan nie 'n parallel trek nie. Hoorie, van die politiek stel ek nie eintlik belang nie. Ek stel nie eintlik belang in die goeters nie. Ek wil net by Jesus wees. Wie van julle is daar? Ek wil net by Jesus wees. Maar partykeer wil ek 'n illustrasie gebruik en partykeer is my illustrasies goed, ander keer is dit stupid. Ek weet nie hoe gaan hierdie ene uitwerk nie, maar kom ons sê die Here kom na jou toe. En hy stuur jou na Vladimir Putin toe. Nou die van julle wat nie weet nie, good for you. Dis die president van Rusland. Nou ek weet nie veel van Rusland nie, maar kom ons sou sê, die Here stuur jou Rusland toe en sê vir jou, jy moet vir Vladimir, net so by the way, daai is nie regtig hoe Moskou lyk nie, hoor. Dis AI gegenereer op Ninive se basis. Maar ek dink dit lyk mooi. Ek weet nie hoe lyk Moskou nie, maar ek hoop Moskou lyk so. Maar verbeel jouself die Here stuur jou Rusland toe. Wie van julle sou onwillig wees om te gaan praat met die president? Was die KGB hulle polisie? Is hulle nog steeds aktief? Ok, ons weet nie, nee. Ek het net onthou, toe ek groot geword het, was dit die kommunisme. Die kommuniste. En die kommuniste gaan die wêreld oorneem. So dis hoekom ek weet nie of hulle nog kommuniste is. Maar wie van julle sou bang wees? Wie van julle sou bang wees? Wie van julle sou onwillig wees? Ek sou bang gewees het. En ek dink dis presies waar Jona was. Jona wou nie gaan nie. Eerste rede is want hy's bang. Hy weet wat hierdie mense met hulle vyande doen. Hulle is ongenaakbaar, hulle maak dood. Hulle het die Jode so aangeval, Israeliete so aangeval, hulle doodgemaak. Maar ek dink daar's 'n tweede rede is hy het iets gehoop in sy hart. Hy gesê, "Yes, hier is ons kans. As die Here Ninive van die aarde af platvee, dan is ons grootste vyand daarmee heen." Kan julle sien hoe Jona se boodskap beïnvloed is deur sy voorkeure? Met ander woorde, hier's die som wat ek gemaak het. As die Here my na Ninive toe stuur en ek gaan nie, dan gaan hulle aanhou sonde doen en die Here gaan hulle. Dis mos 'n antwoord, nê? Nee. Dis 'n antwoord en dis presies hoe Jona geredeneer het. Nou lees ons in Jona 4 vers 2 en Kenneth, hierdie kan 'n loflied wees. Ek dink nie ek het al ooit 'n loflied gehoor met hierdie woorde nie. Maar ek het die vers al baie gehoor. Maar hoor hierdie mooi woorde. Jona 4 vers 2. U is 'n genadige en barmhartige God. Lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat u aangekondig het. Ek kan myself indink, miskien nie met 'n ukulele nie, maar dalk met 'n harp. Sit Jona daaronder, die komkommerplant en hy speel en hy sing vir die Here. As dit maar net was. Die konteks van hierdie vers is, Here, ek het dit geweet. Ek het geweet, U is 'n genadige God. Ek het geweet, U is so vinnig om. Dis hoekom ek die eerste plek nie Ninive toe wou gegaan het nie. En nou, kyk Here, kyk wat het U gedoen. Kyk net, U het hulle vergewe. En dan sê hy die woorde, ek kan maar nou doodgaan. Here, maak my dood. Weet julle wat, nee? Baie Jode het nie geglo in lewe na die dood nie. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. En in Jona se woorde kry ons die idee dat hy ook dink dood is finaal. Weet julle wat sê hy? Hy sê eintlik, ek sien nie meer kans. Ek wil niks eintlik verder met U te doen nie. Here, maak my dood dat ek net kan klaar kry. Kan jy dink hoe ver moet jou hart van God se hart af wees om dit te sê? Dat jy niks met die Here te doen wil hê nie. Nou, vandag se datum
is 12 April 2026 en eintlik het niks verander nie. God se hart het nie verander nie. Amen. Nineve het 120,000 mense gehad. En toe gaan doen ek 'n paar somme, ek gaan doen 'n bietjie navorsing. Het my nogal 'n rukkie gevat. Daai afkortings daar is Durbanville, Brackenfell, Kraaifontein en Bellville. Bly daar 405,000 mense. Dis die mense wat in ons omgewing bly. Waarvan 206,000 op die sensus in 2011 gesê hulle praat Afrikaans. Dit beteken daar's nie 'n taalbarrier vir my en jou nie. Ek en jy kan net met hulle praat, reg? Dis 'n gemaklike gesprek. As jy al die kerke, en dit sluit op 'n stadium was daar 'n velodrome of 'n ding daar in Bellville, MTN, en al die burgersentrums. As jy al die kerke, al die burgersentrums en al die velodromes en alles wat nou hier in hierdie areas is daar sitplek vir 80,000 mense. Sien julle die probleem? As almal, Engels en Afrikaans, as almal nou besluit, hulle gaan vandag kerk toe, lyk dit vir julle of daar genoeg sitplekke is? Waar is die res van die mense? Eintlik wat ek vir jou probeer sê is wanneer die Here sê vir Jona gaan na Nineve toe, dan hy 800 kilos wat hy gaan, en ons gaan nog daarby uitkom, 800 kilos. Ek en jy hoef net by hierdie deure uit te gaan. Ek en jy moet net by hierdie deure uitgaan, en dan is ons daar. Ons is by die mense wat die Here wil aanraak. Nou hoor gou mooi Esegiel 3 vers 5. Esegiel 3 vers 5. Lees hom saam met my op die telling van 3. 1, 2, 3. Jy Nou oké, dis die Here se woord aan Esegiel, want hy sê ek stuur julle na julle eie mense toe. Dit is my en jou roeping. Handelinge 4 vers 12. Hy, Jesus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil hê dat hulle verlos moet word nie. God se hart het nie verander nie. Maar het my hart verander. Het my hart in lyn gekom met Jesus se hart.